movie. Ons is selfs met die talentvolle akteur, sanger, ook 'n vervaardiger, McKinnon Harrison vanmôre. Ons praat bietjie oor die rol wat hy speel in die movie, The Heart is a Muscle, en dit gaan landwyd draai môre. Goeiemôre, Keenan. Môre julle. Dis lekker om jou by ons te hê. Dankie dat julle my opet. Op die groot ontbyt. Dit is groot plesier. Dis baie lekker om jou te hê. Hoor hier. Ja. Dit is nie die movie is The Heart is a Muscle is nie sommer net 'n ligte vermaak film nie. Dis 'n movie met 'n boodskap. 'n Groot boodskap, Met ja. met 'n baie dieper boodskap. Kan jy sonder te veel van die storie weg te gee, wat is die temas wat die movie aanspreek? Mense daaroor wonder om te kyk of hulle dit gaan kyk môre vanmôre. Ja, eerstens, julle moet dit gaan kyk. Ja. Maar die film gaan basies oor, is 'n storie oor pa en seuns. Hierdie verhouding van what do we leave behind? Wat is hierdie inheritance? Inherited trauma, inherited kindness. So dis die basiese temas wat ons nou. En is a journey of self-discovery, self-rediscovery, as ek so kan stel. En 'n reg Suid-Afrikaanse film, ek dink wat so belangrik is, wat 'n bietjie blik gee op 'n samelewing in Suid-Afrika wat ons dalk nie altyd verstaan of van weet nie. En ek dink dit is seker hoekom dit mense ook sal aanraak en mense sal lok om die film te gaan kyk. Ja, ek dink ons lewe nou in 'n klimaat waar I think men have to start taking responsibility. Ja, You know, there's a lot that we carry with us. En ek dink die film het doen so goed in terme van hoe ons die boodskap nou uitdra. Jy weet, is die style, is die tone van die fliek self en dan ook die music wat nou help bydra. But it's about fathers and sons and what we take responsibility for and how we can then go onto this journey of healing, essentially. How do Ons we... praat baie oor dit spesifiek hier op die program, Ja. dat ons in 'n land is waar daar nie genoeg mans verantwoordelikheid neem vir hulle gesinne en hulle kinders nie. Ja. En dis nogal 'n ding wat ons baie hartseer is, baie na in die hart leer dat pa spesifiek meer betrokke moet wees op 'n verantwoordelike manier by hulle kinders se lewens. Soos jy sê, daar's 'n oorerfenis. Jy erf of daai frustrasie en aggressie en vasgevangde ek wil sê amper sê impotente aggressie van jou pa of jy ervaar liefde en welwillendheid en goedhartigheid en wat ons vir ons kinders gee. Jennifer het verwys na die milieu waar die film in afspeel. Dink jy dit is 'n samelewing wat meeste van ons die deel van die samelewing wat meeste van die mense in Suid-Afrika so half probeer vermy, die kwessies probeer vermy? Ja, ek glo so. Ek dink daar's baie van ons mense wat lewe met hierdie stres en die drukking van you know, what we've been given. But as you say, to your point, we've also been given a lot of love and kindness. And I think the film takes that journey and it takes you on one journey. It wys hierdie aggressief, hierdie pent-up anger, and then it suddenly flips it on you and it goes, but what is the other side of that? What is the kind of lens that we offer to our communities that, like you said, you know, live under this pressure? Jy vertolk die rol van Ryan en daar's soveel nuances in die stuk. Vertel ons bietjie oor die karakter en hoe berei jy voor vir so 'n karakter wat soveel verskillende layers eintlik het waarna hy moet delf? Ja. Wel, Ryan, hy's 'n gewone ou en ek dink die feit dat sy seun wegraak vir 'n paar ure stuur hom op hierdie spiral van what is it that I've been holding on to? En dit as 'n akteur het dit nou vir my op my eie journey gestuur. Wat was my relationship met my pa? Wat was daai relationship met sy pa? En dis van dit was my North Star waar ek begin met die karakterbou. You know, I had to start inward, you know. Wow. Ja, spytip, sorry. Die movie het by die Berlynse by filmfees in Berlyn nogal gewys en wat was die terugvoer daar gewees? Oef, ongelooflik. Ek kan nie vir julle sê nie. Die feit dat die film so het 'n universal relevance, jy weet. En ons was so net we were so astounded by
the feedback that we got from a European audience, from an international audience, for a story van 'n Suid-Afrikaanse storie, 'n storie van die Kaapse vlakte, wat net mense jy kan sien hulle was they were touched. And that was a big proud moment for us. Ja. Dit is Imran se eerste vollengte film as regisseur. Ja. Hoe was dit om saam met hom te werk? Kan ek eerlik wees? Ja. Nee, hy is net so ongelooflik. He's the talent. I think you need a talent as a director to be able to cast people and know exactly what you need and what you need from them, especially when it comes to on screen. Ja. Hy is net even the way he worked with the kids, he just had this knack without any sort of loud, verbose energy. He'd just gently come to you and tell you what is needed. And yeah, I think South Africa's got a good one in Imran Hamdullah. Ja, ons moet vashou. Jy praat nou spesifiek oor die manier hoe hy die direct dit en dies meer. Maar hoe was die gevoel op stel? Dit is so 'n belaaide onderwerp. Ja. Vir 'n akteur wat meeste van die tyd afhanklik is van energie rondom jou en terugvoer van regisseurs, veral spesifiek iemand se terugvoer. Hoe was die energie op stel? Was daai spanning daar die hele tyd? Nee. Ek kan vir julle sê is chalk and cheese. Ja. Die oomblik hulle they call action, everybody would switch on. Maar after cut is dit so gesellig. Almal, because soos jy sê, the subject matter is so heavy. Ja. And we didn't want to carry that into, the behind the scenes or what we do off screen. It was a great energy. Ek kan net dankie sê aan die akteurs, Melissa de Vries, Robin Rousseau, Rida Adams, Danny Ross. Ons het letterlik 'n familie geword. So ja, ons is nou nog vriende. Wat baie it's very rare. Ja, in 'n film is iemand altyd kwaad vir iemand op die ou en, hè. Jy weet. Dis my lewe. Maar as gepraat van die mede-akteurs. Hulle het vir my gesê toe ek begin toneel speel, moet nooit op 'n verhoog op 'n stel werk met 'n troeteldier of kinders. Want hulle gaan al die energie en aandag verg wat jy het. Hier is nou 2 kinders op stel gewees ook teenoor wie jy gespeel het. Hoe was die ervaring om saam met hulle te werk? Net luister, ek het myself, daar was tye wat ek nou gesê het, do I really want to be an actor? These kids were so talented. Imran het so 'n goeie job gedoen met sy casting. En hy het net hierdie unspoken energy met hulle gehad, and the minute they called action, the kids were switched on. Ek kan nie vir julle sê hoe talentvol hierdie kinders is nie. Lekker. Ja, nee. Maar ek wil net sê, vat julle tissues cinema toe. Gaan ons huil? Julle gaan huil. Die kinders maak vir julle huil. En dit begin van môre af, nee? Van môre, 6 Maart, ja. 6 Maart is dit uit. Ster-Kinekor Metro en daar's 'n paar independent cinemas wat ook sal wys. Keenan, baie dankie. Dis lekker om jou te gehad dat jy by ons vanmôre en natuurlik het hierdie film al klaar 'n prys of 2 gewen plaaslik ook. Ja. So dis iets om na uit te sien. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre en dankie vir so 'n heavy subject matter wat 'n mens dan kan belig ten minste en oor kan gesels. Baie dankie. Thank you to both of you. Nou ja, jy sê Keenan het dit gesê, paas dalk maar 'n tema wat ons bietjie meer aandag aan kan gee, wat ons en ons kinders mekaar beteken wederzijds. Nou ja, Keenan Harrison hier in die ateljee van The Heart is a Muscle wat môre begin. Ons is nou terug en dan gesels ons bietjie oor die sosiale media terugvoer, jy spesifiek oor die papier, die koerant wat ook môre vir die eerste keer uitkom, 'n tasbare papier koerant. Het ons vir jou gevra wat was jou gunsteling gedrukte media op sosiale media? Media. Gaan kyk 'n bietjie dan vul jy jou media op sosiale media in.